vertel oor 'n storie van Jona. Ek wonder soms wat sou gebeur het as Jona vir die Here Jesus geluister het. Want Jona het 'n opdrag van die Here gekry. Hy moes na Nineve toe gegaan het en mense vertel het om hulle self te bekeer en by Jesus uit te kom. So, hier gaan ons. Baie jare gelede het 'n man met die naam Jona geleef in die land van Israel. Eendag het God vir hom gesê om na Nineve toe te gaan, die grootste, mees kragtigste stad in die wêreld. Jona moes al die mense daar buite gaan waarsku dat God weet hoe boos hulle was. En dit is nou verskriklik. Jona was ongehoorsaam aan God. In plaas van om na Nineve toe te gaan, het Jona op 'n skip geklim en weggevaar in die teenoorgestelde rigting na 'n plek met die naam Tarshish. Dis 'n interessante naam. Ek wonder wat beteken dit. Tog, ek gaan so vinnig van die storie af. Die Here God het 'n sterk wind op die see laat opkom. Daar was 'n groot storm. Die matrose was bang die skip kan breek en sink. Die storm het erger en erger geword. Vreesbevange het die matrose gebid vir hulle gode en al die vrag oorboord gegooi om die skip ligter te maak, maar dit het niks gehelp nie. Jona was die enigste persoon aan boord wat nie gebid het nie. In plaas daarvan het hy gelê en slaap binne in die skip. Die skip se kaptein het hom gekry. Wat doen jy deur te slaap? Staan op, bid tot jou God. Miskien sal jou God ons dink, sodat ons nie vernietig word nie. Die matroos het gou besluit dat hulle probleem iets te doen met Jona. Hulle het gevra, wat moet ons met jou doen sodat die see kan bedaar? Gooi my in die see, het Jona geantwoord, want ek weet dis om my onwil dat hierdie groot storm oor julle gekom het. Die matrose wou Jona nie oorboord gooi nie. Hulle het geroei om die skip aan die land te bring, maar hulle kon nie. Daar was net een ding om te doen. O, jettekie tog. En dis ons almal weet tot op die ou en wat daai ding gaan wees. Na hy gebid het vir vergifnis, het die matrose Jona opgetel en oor die kant van die boot gegooi. Jona het verdwyn onder die golwe. Die see het stil geword en die wind het gaan lê. Die skielike verandering in die weer het die matrose bang gemaak. Banger as wat die storm het. Hulle moes geweet het, net God kan dit doen. En vrees en wonder het hulle die Here aanbid. Intussen het die ongehoorsame boodskapper Jona 'n groot verrassing gekry. Hy het hulpeloos gesink in die dieptes van die see. Jona het geweet niks kon hom red van verdrinking. Hy sou verdrink het, maar God het ander planne gehad. Die Here het 'n groot vis gestuur om Jona in te sluk. Die vis was reg op tyd. Een sluk en Jona was uit die see en in die vis se maag. Jona het binne in die vis gebly vir 3 dae. Hy het baie tyd gehad om te dink en te bid. 3 dae later het Jona uiteindelik beloof om God gehoorsaam te wees. Dadelik het God met die vis gepraat en hy het Jona op die strand uitgespoeg. Weereens het God vir Jona gesê om na Nineve toe gegaan en God se woord te verkondig. Hierdie keer het Jona gegaan. Jona het in die stad geskree, in 40 dae sal Nineve verwoes word. Ek wil nie aarde. Die mense van Nineve het God se woord geglo. Hulle het sonder kos gebly en in sak en as gesit om God te wys dat hulle jammer was vir hulle sondes. Selfs die koning het hom verootmoedig vir God. Hy het van sy troon afgeklim en in sak en as gaan sit. Hy het elkeen beveel om te draai van hul verkeerde weë en geweld en om te bid dat die Here hulle sal vergewe. God het hulle vergewe. Dit moes 'n wonderlike dag van blydskap in Nineve gewees het toe die mense besef dat God hulle vergewe het, maar een persoon was baie kwaad. Jona was baie kwaad. Ek wonder hoekom. Ons gaan nou uitvind. Hoekom was Jona kwaad? Hy het aan God gesê, ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Met ander woorde, Jona het geweet dat God altyd die vergewe wat jammer is oor hulle sondes en gehoorsaam is aan God se woord. Dit blyk dat Jona nie van die mense van Nineve gehou het nie. Hy wou nie hê God moes hulle vergewe het nie. Jona was so kwaad vir God dat hy sê, neem my lewe van my, want die dood is vir my beter as die lewe. Jene, nee, ek sal mos nooit kan nie. Ek is mos te lief vir my fiets. Ek kan nie meer fietsry as ek dood is nie. Anyways.
Jona het buite die stad gesit en wag om te sien wat God volgende gaan doen. Die Here God het 'n plant met 'n groot blare laat groei. Dit het vinnig gegroei en die skadu het Jona uit die warm son gehou die hele dag. Die volgende oggend het God 'n wurm gestuur wat die plant doodgemaak het. Die Here het toe 'n warm sterk wind gestuur wat Jona gewaai het tot hy gedink het hy sou sterf. Al hierdie dinge het Jona nog meer kwaader gemaak. Toe sê die Here vir Jona: "Het jy enige reg om kwaad te wees? Jy voel jammer vir die wingerdstok waaroor jy nie gewerk het nie en laat groei het nie. Dit het oornag opgekom en oornag gesterf. Hoekom moet ek my nie ontferm oor Nineve, die groot stad met sy duisende mense nie?" So, maatjies, ons sien nou in die storie dat as ons nie vergewe nie, dan gaan slegte dinge met ons gebeur. Ek meen, ons moet vir God luister. As hy vir ons sê, ons moet vir daai maatjie gaan bid, dan moet ons gaan bid vir hom. Want net dan word ons ook weer 'n groot vis opgesluk. Nie fisies nie, natuurlik, ek sal nie so hoop nie, maar ons word ook, dan kry ons 'n slegte dag, omdat ons nie vir Jesus geluister het nie. En ek weet, dit is soms moeilik, maar dis op die ou einde die moeite werd om dit te doen. En nog 'n ding is, God kan enige mens vergewe. Nie net vir jou nie, maar ook die ander maatjie wat slegte dinge gedoen het. Hy is vergewe alle mense. Hy is baie lief vir jou en hy is baie spesiaal vir hom. Kyk volgende week weer en dan sien julle kuier ek weer saam met julle. Bye! Bye maatjies, bye!